Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Sy beloftes is myne. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 20. Die kosbare Bybel is die tuin van God, en sy beloftes is die lelies en die rose en die pinkblomme. Hoe wens ek dat ons almal in die beloftes van God mag glo? Ons moet nie in ons harte kyk vir 'n vreugdevolle emosie as 'n bewys van ons aanvaarding deur die hemel nie, maar ons moet God se beloftes neem en sê, hulle is myne. Die Here laat sy Heilige Gees op my rus. Ek ontvang die lig, want die belofte is, glo dat julle ontvang wat julle vra, en julle sal dit hê. Deur geloof reik ek binne die voorhangsel en gryp Christus my krag vas. Ek dank God dat ek 'n verlosser het. Die skrif moet ontvang word as God se woord aan ons, nie bloot geskryf nie, maar gespreek. Toe die beproefdes na Christus gekom het, het hy nie net diegene gesien wat om hom hulp gevra het nie, maar almal wat deur die eeue heen na hom sou kom in dieselfde nood en met dieselfde geloof. Toe hy vir die verlamde gesê het, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Toe hy vir die vrou van Kapernaum gesê het, dogter, hou goeie moed, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, het hy met ander beproefdes, sondebelaste persone gepraat, wat sy hulp sou soek. So met al die beloftes van God se woord. Daarin spreek hy individueel met ons, so direk asof ons na sy stem kon luister. Dit is in hierdie beloftes dat Christus sy genade en krag aan ons meedeel. Hulle is blare van daardie boom wat vir die genesing van die nasies is. Ontvang, assimileer, moet hulle die krag van die karakter, die inspirasie en onderhoud van die lewe wees. Laat die jeug die hand van oneindige krag gryp. Geloof groei deur oefening. Voed op die beloftes. Wees tevrede om op die eenvoudige belofte van God se woord te vertrou. Hang die kosbare woorde van Christus in die geheue. Hulle moet ver bo silwer of goud gewaardeer word.